Ek moet sê, terwyl ons gesing het, my oog so nou en dan buite toe gegaan. En op 'n stadium het ek amper gedink dit is besig om fyn te modreën. Die vloer lyk vir my natter as toe ons begin het en in 'n manier pas dit eintlik by wat ek wil sê vandag. As jy die Bybel lees en uitlê, dan die Heilige Gees of reën verteenwoordig die Heilige Gees. En dit was vir my, in my gees het ek gevoel, dis besig om te reën hier buite. Die Heilige Gees is besig om op ons neer te kom. En so, ja, dit het net vir my hierdie, saam met die koue was daar hierdie, okay, dis die Gees wat eintlik hier op ons neer reën op die oomblik. So ja, vandag is Vadersdag, die wêreld vier Vadersdag. Ons gemeente lewe dat nie een dag is meer belangrik as 'n ander dag nie. So vir ons in die Here is elke dag 'n amazing dag. Elke dag is eintlik Vadersdag vir ons met ons Vader. En so geluk vir die vaders wat hier is. Ek's ook ene oupa en vader al, pa en oupa. En ja, so dit moet 'n lekker dag vir ons wees, maar ek wil nie die vrouens uitsluit uit hierdie boodskap uit nie. Ek hoop dis vir almal. En dat dit spesiaal sal wees, dat die Here met jou sal praat, wat hier is vanoggend. En ons sing al hierdie dinge, van die Here is so goed vir ons, en die Here gee in oorvloed, en ons sal niks tekort hê nie, as jy Psalm 23 lees, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Wie van julle voel dat iets is missing? As ek die Engels kan gebruik, a piece of the puzzle is missing. Wie voel dat dit moeilik gaan, en die Bybel sê vir ons, dit moenie so gaan nie. Wie voel dit gaan moeilik in die lewe? Ja, hier is 'n geseënde gemeente, hier is net 4 hande wat opgegaan het. Die res van julle voel die lewe is great. So wat is daai vir die wat dan voel die lewe is nie wat die Bybel vir ons sê nie? Wat is daai stukkie wat ons mis? Wat is dit wat nie reg is nie? Ek gaan die wat wil saam lees. Ek gaan lees uit Romeine 8 uit. Maar ek gaan net eers een vers, heel eerste bladsy lees. Genesis 1 vers 26. Wie ken hom? Kijk, kom ek lees hom vir julle. Ekskuus, ek gaan net my bril hier kry. Bietjie donker hier. Toe het God gesê, kom ons maak 'n mens. 'n Mens wat iets van my in hom het, en selfs 'n bietjie soos ek lyk. Hy sal oor die visse in die see regeer, asook oor die voëls in die hemel. Hy sal die klein en groot vee, asook al die wilde diere tem. Hy sal oor al die kruipende diere op die aarde heers. Ek lees uit 'n lewende vertaling, dis nie die 33 nie. Daar sê dit, kom ons gaan maak die mens in ons beeld. Hierdie ene verduidelik 'n bietjie. Ons moet eintlik soos God lyk, as jy mooi hoor hoe hierdie verse dit hier vir jou sê. Ons is veronderstel om so bietjie soos God te lyk. Ons het iets van hom in ons. As jy wedergebore is, sê jy's 'n kind van God. Ek sien hier is 'n paar mammas. Daai babietjies het bloed en DNA van die mamma en die pappa gekry. Is ek reg? As God vir ons sê, ons is wedergebore, ons het die bloed van Jesus, ons is uit hom uitgebore. Kyk vir Jesus met Maria, hy het nie 'n aardse pa nie, maar hy het iets gekry van God af. Ons kry dieselfde. Dag as jy in Jesus begin glo, kry jy dieselfde. Jy kry iets van God af, en hier bevestig hy dit heel aan die begin. Jy moet iets van my in jou hê, jy moet soos ek lyk. Meeste kinders, daar is dalk seker hier en daar 'n geval, maar meeste kinders lyk soos hulle ouers. Of die ma of die pa, of die oë bietjie soos die een en die neusie soos daai, en is altyd te oulik om uit te werk watter deel van die kindjie lyk soos watter een, die mamma of die pappa. Is ek reg? Watter deel van jou lyk soos God? Want is nie my vlees nie. Nie een van ons hier lyk dieselfde nie. So dis nie my vlees nie.
Wat van ons moet soos God lyk? Geestelike lewe. Die liefde van God in ons, die liefde vir ander mense. Daai deel wat jy nie aan kan vat eintlik nie. Dis wat soos God moet lyk. En is dit eintlik hoe die wêreld vandag is? Nee. Die duiwel het gegaan en dis sy dryf, sy absolute dryf teenoor die mensdom is om Genesis 1 vers 26 te breek en nie meer waarheid te maak nie. Ons is soos God gemaak, maar hy kom en hy steel dit. As jy weet waardeur Jesus aan die kruis, die oploop na die kruis toe, die 39 houe, die slaan voor die tyd, die geslaan terwyl hy in gevangenis is, sy baard uitruk, kroon van dorings op sy kop, laat die bloed loop. Hoekom het hy deur al daai goed gegaan? As jy die Bybel mooi gaan lees, sal dit sê dat hy is geslaan soos geen ander mens al ooit geslaan was nie. Toe hy daar hang, sê dit, hy is nie eers meer herkenbaar gewees nie. Jy moet net 'n bietjie dink, hoe lyk iemand wat nie eers meer herken kan word nie? Hoekom is dit gedoen? Sodat dit wat gesteel was, Genesis 1 vers 26, teruggegee kan word. Die duiwel het eintlik geestelik ons almal al so pimpel en pers in die gees kom slaan. En die gees is nie een van ons meer wat ons moes wees nie. Totdat, en dis wat ek in Romeine 8 hopelik vir ons gaan uitwys, totdat jy iets terug ontvang. Die begin daarvan is ja, aanvaar Jesus, word wedergebore, maar dan kort ons ietsie. Ek wil amper sê, Shadrach, Meshach en Abednego het voor die oond gestaan. Toe word daai deure oopgemaak. As jy wedergebore is, staan jy amper voor daai oond. Die dag wat jy die vyand van Satan word, wil hy daai oond oopmaak. Toe daai oond oopgaan, toe verskroei die twee soldate wat die deure oopmaak. Kan jy dink hoe warm was daai oond? Daai deure gaan oop, die hitte wat daar uitkom, verskroei hulle net daar. Hier staan hierdie 3, ons weet nie presies hoe nie, maar 'n oombliekie later, toe is hulle binne in daai vuuroond. 2 soldate het hulle nie ingegooi nie, hulle was dood. Ek weet nie of ander gekom het of hoe dit gewerk nie, maar 'n oombliekie later is hulle daar binne. Jou geestelike lewe gaan eintlik oor hoe lyk jy in die vuuroond. Daai 3 was so amazing geweest dat hulle het gesê, die koning vra hulle, wie gaan julle red van my oond vandag? Ek gaan julle ingooi. Of julle buig voor my, of ek gooi jou in. Wie gaan jou red? En hulle 3 sê, die Here sal ons red, God sal ons red. En as hy nie kan vandag nie, of as hy nie sal vandag nie, gaan ons hom nog steeds dien. Ons gaan nie voor jou buig nie. Dis die geloof wat ons moet hê. Al die liedjies wat ons sing, al die versies wat jy lees, terwyl jou lewe nie daar is wat die Bybel vir jou sê dis veronderstel om te wees nie. Buig jy voor Satan op die ouend? Of gaan jy sê nee? Maak nie saak hoe warm hierdie situasie is nie, ek gaan aanhou vashou aan die Here. Ek wil oorgaan na die Romeine 8 stukkie toe. Ek lees vanaf vers 5 af tot by 10. Weereens as jy dit meer uit 'n 33 vertaling lees, dan kan dit 'n bietjie anders te klink. Ek lees graag hier uit vanoggend. Dit bring 'n bietjie dieper of 'n breër prentjie, as ek dit so kan skep. Mense wat toelaat dat die sonde oor hulle lewens baas speel, se koppe is heeltyd besig met sonde. Jy al ooit, as jy net sit, dan begin hier gedagtes in jou kop te kom. Die duiwel bring leuns. Vir 'n ruk nadat ek wedergebore was, het ek, as ek bestuur, by sekere kruisings, het ek
ek kan nie vir julle beskryf nie, ek het hierdie gevoel gekry, dis nie net eers 'n gedagte nie, ek het die gevoel in my begin kry, ek het begin die stuurwiel stywer vashou, want ek het gevoel dit gaan nou gebeur. Vir 'n tyd lank was ek vas oortuig, ek weet hoe ek gaan doodgaan. 'n Kar gaan van die kant af kom en nie stop nie, en hy gaan in my vasry. En ek het begin leer, maar as daai gedagte kom, dis van die duiwel af. Dis die leuen. So die waarheid is, dit sal nooit so gebeur nie. As daai gedagte kom, kan ek vir myself begin sê, dankie Here, dankie dat nou weet ek dis 'n leuen. Ek weet dit sal nie so gebeur nie. En ek het begin oorwinning oor dit kry. Hier sê hy dit, jou gedagtes sal die heeltyd besig wees met sonde, met verkeerde gedagtes. Maar mense wat toelaat dat die Gees, hoofletter Gees, en dis die Heilige Gees. Dis as ons hierdie stukkie deurlees, wil ek dit vir jou uitwys. Ek dink daai stukkie wat ons mis, is ons verhouding met die Heilige Gees. Ons wil graag bid na Abba Vader, God die Vader toe. Ons sing en praat van Jesus. Maar Jesus self het gesê, ek los iemand in my plek. Ek los vir julle een, en dis die Heilige Gees. Kyk wat doen die Gees vir ons alles. Maar mense wat toelaat dat die Gees hulle lewens beheer, se koppe is heeltyd besig met dinge wat vir die Gees belangrik is. Mense wie se denke en dade in die greep van die sonde vasgevang is, leef in die dood. Is dit hoe ons lewens soms voel? Voel of dit glad nie 'n lekker lewe is nie. Voel of vandag meer 'n goeie dag was nie. Jou kop is besig met die verkeerde gedagtes. Ons verhouding met Heilige Gees is nie sterk genoeg nie. Jy kan nie sonder om deur hierdie lewe stap nie, want dan gaan dit net moeilik gaan. Dan gaan dit net opdraande pad wees. Jy gaan die heeltyd voor daai oond staan. Ek wil net sê, binne in die oond is dit beter as voor die oond. Voor die oond brand daai ouens dood, hierdie hitte slaan jou. Maar toe hulle daar binne was, wie was saam met hulle? Jesus was daar binne. Okay? Dit is voor die kruis, toe het Jesus nog daar saam met hulle gestaan. Na die kruis wat hy opgaan, het hy Heilige Gees, Jesus homself het Heilige Gees in sy plek gestuur. So ons verhouding met Heilige Gees moet baie beter word, baie meer word as wat ons nog ooit gehad het. Hulle steur hulle nie aan wat hy, hoofletter, in die wet sê nie. Trouwens, hulle verroer nie eens 'n vinger om dit te probeer gehoorsaam nie. Omdat die sonde oor hulle heers, kan hulle glad nie doen wat God vra nie. Vra God ongeredde mense om iets te doen? Of vra hy eintlik sy kinders? So luister as jy hierdie stuk hoor, God praat hier met sy kinders, nie met ongeredde mense nie. Hulle ontvang in elk geval nie die Heilige Gees nie. Ons wat wedergebore is, moet gelei word deur die Gees. Ons is te besig met die verkeerde gedagtes. Julle is egter nie meer in die greep van die sonde nie. Nee, julle lewens staan nou onder die beheer van die Gees wat in julle bly. Waar bly die Heilige Gees? In ons. Maar dit voel nie elke dag so nie, as ek reg. Ja. Want hoe meer jou gedagtes besig is met sonde en met die verkeerde dinge, hoe minder hoor jy die Gees en hoe minder voel jy die Gees. Dis hierdie stryd waarin ons altyd is. Satan aan die een kant, val aan, probeer gedagtes in jou kop inbring. As jy een vat en jy begin met hom te speel, dan groei daai ding. Dis die van julle wat met tuine grasperke onderhou, het jy al ooit iemand gesien wat onkruid saai? Maar as jy jou rug draai, dan groei daar 'n bossie. Dis ook nie die buurman wat saad oor jou muur gooi nie. Bossies kom net van self op. Weet nie hoekom nie. Ons wil hierdie mooi grasperke, hierdie mooi tuine hê, groentetuine. Maar as jy jou rug draai, dan is daar bossies. Jy kan hulle vandag uithaal, môre gaan sal weer. Is dit nie net amazing nie? En dis presies hoe die sonde is. Dis presies hoe Satan werk. Jy is besig hier, lees die Bybel.
En dan kom daar 'n gedagte van iets verkeerds. En as jy daai ding vat, dan is dit net 'n tuin vol bossies. Môre as jy opstaan, is jou lewe net vol bossies. Nee, julle lewens staan nou onder die beheer van die Gees wat in julle bly. As die Gees van Christus nie in iemand se lewe aanwesig is nie, behoort hy glad nie aan hom nie. So eenvoudig soos dit. Okay, nou luister mooi. As jy wedergebore word, ontvang jy die Gees van die Here. Of jy ontvang die vermoë om die Gees van die Here te huisves in jou. Dis waar hy wil kom bly. As jy met jou gedagtes hom stoei die hele tyd, onttrek hy, dan is hy nie sigbaar in jou lewe nie. Dan is jou lewe 'n opdraande pad. Dan is jou lewe 'n vuuroond die hele tyd. So wat ek hier vanoggend probeer deel met jou is, ons moet ons gedagtes begin verander. Oor wie is die Heilige Gees? Wat is sy doel? Ek glo vas, hoe meer die Heilige Gees toelaat om jou gedagtes te vul, om jou lewe te vul, hoe meer begin ons weer te lyk soos Genesis 1 vers 26. Die liefde van die Here in jou, deur jou, uit na ander mense toe. Hierdie gemeente van julle het een amazing voordeel teenoor groot kerke. Julle ken mekaar. Ons is ook 'n kleiner gemeente. Jy ken mekaar, jy's in mekaar se lewens. Jy kan deel wees van mekaar en jy kan liefde met mekaar deel. Ek dink dis seker die slegste plek om te lewe is as jy voel niemand is lief vir my nie. Dan is daar nie meer doel in die lewe nie. Is ek reg? Wie van julle het al so gevoel? Niemand is meer lief vir my nie. Okay. En tog sê die Bybel niks kan ons skei van die liefde van God nie. Maar as Heilige Gees nie in jou is nie, gaan jy nooit daai liefde ervaar nie. Dan is dit net 'n ding wat jy hier kan lees of in iemand anders se lewe sien of hoor en ek het dit nie, so jy voel maar net nog slegter oor die lewe. Die Gees met jou lei. Christus is ook nou by julle. Christus, ek dink meeste mense verwar dit, as hulle hoor Christus, dink hulle aan Jesus, want was Jesus Christus, omdat Christus was nog nie sy van nie. Christus beteken in die Grieks anointing. As jy room in die oggende vat en jy smeer dit aan jou, dis 'n salf wat jy vir room wat jy aan jou smeer. Christus beteken dit is die Gees van God wat jy eintlik aan jou lewe smeer. So ek kan Christelik wees. Jy kan, elkeen van ons kan Christelik wees as jy die Gees ontvang. So Christus is nou by julle. Daarom sal die Heilige Gees sorg dat julle vir altyd lewe. Selfs al moet julle liggame doodgaan. Dit is immers die prys wat ons almal vir die sonde moet betaal. Sal die Gees julle op 'n splinter nuwe manier laat lewe. Wie klink lus vir dit? Wie wil op 'n splinter nuwe manier lewe? As teenoor wat jy nou het. Hoe gaan jy dit regkry? Die salwing van die Heilige Gees. Selfs, myself nie, hy sal dit doen, omdat julle deur God vrygespreek is. Die Gees sal ons 'n splinter nuwe manier van lewe kan gee, omdat toe jy Jesus aanvaar het, jy vrygespreek word deur God. Daai houvas wat Satan op jou gedagtes het, jy kan dit breek, deur Heilige Gees in jou lewe te hê. Deur te glo, jy is vrygespreek en vergewe deur God. As jy dit nie glo nie, dan gaan jy maar baie swaar gesukkel gaan met die gedagtes. As jy nie glo, God het jou sondes vergewe, jou vrygespreek, jou vrygemaak, en nou kan Heilige Gees in jou lewe kom lewe nie, gaan jy nie 'n oorwinningslewe hê nie. Jy gaan swaar lewe. Jy gaan staan en wonder, hoe warm is hierdie vuur wat ek nou ingaan? Hoe erg gaan dit, daai twee dit sommer net getoustoel uit die deur oopmaak. Wat gaan met my gebeur?
En dis alles gedagtes, dis alles 'n manier van dink. Dit is vir my terug by God sê, jy moet 'n bietjie soos ek lyk. Ek gee 'n bietjie van my vir jou. En as jy nie glo jy is vergewe nie, gaan jy dit nie uitlewe nie. Dan gaan die lewe maar net verby jou gaan. Jy gaan swaar gaan deur die lewe, verdrukking, finansiële armoede, geestelike armoede, tekort aan liefde. Ek dink dis erger as enigiets wat ons deur kan gaan. Die mens, omdat God liefde is, en omdat die mens in God gemaak is liefde seker die grootste begeerte, behoefte wat die mens het. En die rykste mens eenkant alleen sit, al daai geld gee hom nie geluk nie. Jy kan arme mense met liefde vul, en die lewe is vir hulle lief. Die liefde van God is die oordrywende faktor, maar sonder die gees van die Here, sonder Heilige Gees, gaan daai liefde nie vir jou 'n aktivering wees nie. Dit gaan nie werk nie. Jy gaan voel, nee, iets is te kort, hierdie lewe is swaar, hierdie lewe is moeilik. En dan om aan te sluit by vandag se tema, Vadersdag. Ons Vader in die hemel het besluit om iets te gee vir ons, uit liefde uit. Sy eersgebore seun aan die kruis. Weereens, Jesus was erg geslaan voor die tyd. Hulle het hom daar op daai kruis gaan vasslaan en gaan hang. En God het dit alles toegelaat, sodat hy vir jou vanoggend in jou hart kan bevestig hoe lief het hy jou. En hy het meer vir ons as wat ons ooit kan dink. Ek sal dit net vinnig vir julle lees. Toe Dawid oud begin word en hy wil die tempel bou, toe sê God van nee, jy kan nie. Jy is 'n man van oorlog, jy moet nie dit doen nie. Maar ek's gelukkig daarmee dat julle 'n gebou wil bou vir my. Maar dit sal nie jy wees nie, dit sal jou seun wees. En Dawid gaan en hy los goed vir Salomo om die tempel mee te kan bou. Ek weet nie of julle dit al mooi raak gelees het nie. Die lys is eintlik amazing van wat hy alles gelos het. Waar het ek het 2 tot 5. Hier is dit. En ek het met groot moeite materiaal vir die bou van die tempel bymekaar begin maak. Daar is al meer as 3400 ton goud. Dink vir 'n oomblik daaroor. Is nie 'n bietjie nie. Daar is al meer as 34.000 ton silwer. En soveel brons en yster dat 'n mens dit nie kan weeg nie. Ek het ook hout en klip, bouklip. Ek pap. Amper klaar. Ek het ook hout en bouklippe bymekaar gemaak wat jy kan aanvul as dit nodig is. Daar is genoeg vakmanne, genoeg skrynwerkers en steenwerkers, kunstenaars om te gebruik vir die baie goud, silwer en brons en yster wat bewerk moet word. Spring dus aan die werk. Mag die Here by jou wees. As Dawid 'n aardse man dit vir sy kind los, en die Bybel sê God sal niks van ons weghou nie. Luister mooi daai lys uit. Silwer, goud, yster, brons, dit klink soos materialistiese goed, maar dan ook het hy skrynwerkers, klipwerkers, kunstenaars. Die Here gee vir ons alles wat ons nodig het, nie net geld nie. Geld is nie al wat ons nodig het nie. Ek vra die rykste siek ou wat in 'n hospitaalbed lê, geld is nie al wat hy nodig het nie. Geld is belangrik in hierdie lewe, ja, maar God wil geld ook voorsien vir jou. Hy wil die mense om jou sit wat jou kan help. Hierdie gemeente, ek het dit nou vir julle gesê, julle is geseënd deur klein en intiem te kan wees. Dit is die hart van die Vader.
Hy voorsien aan meer as net 1 of 2 behoeftes. En dan ons as vaders is veronderstel om iets aan ons kinders en kleinkinders te los. En ons hoef nie gelukkig nie soos Dawid soveel goud en silwer te los nie. Maar as jy, Pastoor Martie het dit vanoggend gebid, as jy 'n lewe van goddelikheid vir jou kind los, 'n voorbeeld van Bybel lees, bid, daagliks na die Here toe draai, as dit die legacy is wat jy los vir jou kinders, los jy meer as wat Dawid gelos het. Dan sal God invul daar waar jy tekort kom. Maar as jy die geestelike leiding neem, as jy die Heilige Gees toelaat in jou lewe, en jy gee daai voorbeeld, dan los jy meer as wat Dawid ooit kon. Jy los dit, die Hemelse Vader gee. So ek wil elkeen vanoggend van julle seën, met die kennis, wysheid en insig, om Heilige Gees te ontvang, en toe te laat om in jou lewe te heers, te werk, soos hy wil werk. Ons het dit in een van die liedjies gesing, I surrender. It's no more I who live, but Christ who lives in and through me. Ek bid vanoggend, dat elkeen van julle daai kennis sal ontvang, dat dit nie meer ek is nie, maar dat dit Heilige Gees moet wees. Elkeen wat wedergebore is, ontvang die vermoë om die Heilige Gees te laat lewe in sy lewe. Maar ek wil jou vanoggend seën met die krag en die wysheid om dit toe te laat. Want dit is waar ons tekort skiet. Dit is waar ons uitdaging lê. Ek sal, ek kan, ek moet. Jy moet die verhouding met Heilige Gees hê waar jy sê ons, ek en Heilige Gees saam. Dit gaan nou weird klink as jy met 'n vreemde persoon praat of by jou werk praat van ons, nee, dis net jy. So maar jy moet die gedagte verander hoe jy dink. Dis nie meer ek alleen. Dis ek en Heilige Gees saam. Dis die verandering in my lewe. Dis wat die verskil gaan bring. Dis wat die oorwinning gaan bring. So Here, terwyl ons hier is, dankie vir u woord en ek wil sommer net vir elkeen bid hier. Dankie Here dat u vir ons woord gee vanoggend oor Heilige Gees. Ek dink ons as Christene verstaan Heilige Gees se werk baie te kort. Ons laat u nie toe, Heilige Gees, om te werk soos u wil nie. Daarom kom ek vanoggend, ek salf elkeen met die Heilige Gees, die inwonende, oorwinnende krag van Heilige Gees in ons lewens. En Here, ek bid vir die wysheid vir elkeen van ons, hoe om daai dinamiese krag toe te laat om te werk, sodat ons nuut kan lyk, sodat ons kan lyk soos u gevra het en gesê het in Genesis 1 vers 26. Kom ons gaan maak die mens in ons beeld. Ons het 'n stukkie van u ontvang in ons. Ons kan soos u lyk, ons kan heers oor die skepping en die natuur. En ek bid vir elkeen van dit, vir elkeen van ons vanoggend hier, dat dit in ons lewens sal seëvier. Ek weet, Here, dat die gedagtes, die aanvalle van Satan gaan nie net skielik ophou nie. Hoe meer ons die Heilige Gees toelaat, gaan daai aanvalle 10 teen 1 vermeerder en vermeerder. Maar wanneer ons u krag het, wanneer ons u leiding het, Heilige Gees, kan ons meer as oorwinnaars wees. En dan kan ons uitstap en uitlewe dit wat u vir ons gegee het. Mag dit so wees in die naam van Jesus Christus. Amen.